Hallo almal, ek hoop dit gaan goed. Ek wil gou 'n getuienis deel wat gister gebeur het en dit gaan oor die 25ste September. Nou 'n klompie jare gelede op die 25ste September het iets met my gebeur wat baie traumaties was en dan elke jaar rondom daai tyd dan onthou ek dit of ek het selfs al gesê dit is 'n vervloekte dag in my lewe. En dit is so 'n mooi tyd van die jaar en is 'n mooi maand, maar eintlik is wat ek beleef het so traumaties dat ek eintlik nie eens daaraan wil dink nie. So ek het gesien dat die weer mooi gaan wees en toe besluit ek om te gaan hengel op my kajak in die Swartkopsrivier en ek wou sommer 'n bietjie roei ook en afstand insit, net die dag op die water spandeer en dit het toe lieflik gewees, baie geseënde weer, vrede gehad, mooi dag, maar nêrens in die dag het ek besef dat dit 25 September is nie. En dit was regtig 'n spesiale dag. En as ek nou so alleen is, dan praat ek maar met die Here so oor van tyd tot tyd of ek vra die Here wys my waar moet ek gaan anker gooi, waar moet ek lê, waar gaan ek 'n vis vang? Nou dis ook nie altyd so maklik om te bid vir 'n vis nie. Dit het ek nou al baie agtergekom. Baie keer dan gaan ek dan vang ek nie eens 'n klein visie nie. So toe ek nou uiteindelik besluit het om op 'n plek te gaan anker gooi, vang al die bote om my kort vang hulle visse, ek vang niks. Ek stuur 'n boodskap vir my ma, ek sê wat moet ek doen en my ma stel my gerus. Sy sê ag as jy nou niks vang nie, dan die Here is tog in beheer van alles en dan weet jy die dag geniet en is mooi en jy het oefening gekry om te roei en. So net naby my lê een boot en die ou lig sy anker en die boot dryf al nader aan my en ek dink nog wat doen hierdie ou nou? En ek vra vir my of ek nie van die aas wat hy oor het, pink prawns, of ek nie van dit soek nie, en ek sê nogal nee. Agterna dink ek, ja, kyk hoe werk die Here stuur selfs die beste aas na my, toe die ou liggies wat hy gevang het, ek het nie gesien nie. En dit is 'n massiewe granter, seker 80 cm, dit is nou regtig groot, seker 4 kg, 4 of meer kilogram. En nou is ek in 2, nou ek praat altyd met my ma op die foon, ek sê, wat dink mamma? Moet ek maar hier lê of moet ek na die ou se plek toe skuif? En ons het al geleer in die lewe, as jy nou partykeer wag, dan wag jy vir 'n ding en dit gebeur en jy wag en dan besluit jy nee, jy gaan net maar skuif. En of 'n ding wat jy bly bære, jy dink ag ek gaan die ding nooit nodig kry nie, dan gee hom weg. En dan net daarna, ja, 'n week daarna, dit het al 2 keer met my gebeur, iets wat ek weggegee het of weggegooi, dan kry ek die ding nodig. Ek dink ag ek stoor hom al so lank. So ek besluit nee, ek gaan maar daar bly lê. Nou net as ek skuif, dan kom die visse daar verby. Mense kyk na die gety wat inkom en jy probeer ook nou maar in jou gedagtes visualiseer, hoe beweeg die vis in die water en die wat inkom saam met die gety. En daar kom die wind op en dit raak baie onaangenaam. Al die ander bote pak op, hulle skuif. En met die wind wat so sterk is, skuif my anker, want dit is 'n klein anker wat ek op die kajak het. En ek besluit om die anker te lig. Ek besluit nee, ek gaan na daai plek toe. So bietjie hoër op in die stroom. Nie ver van my nie, net so 50 meter. En al die bote pak op. Ek maak nog 'n grapie. Ek sê ek sê nou dat die vis begin byt, nou gaan almal huis toe. Maar ek vang nog niks nie. En ek sit nog so ja, daar hardloop een katrol, maar ek is nie voorbereid nie, ek was besig met iets en ek mis hom, en ek gooi weer in, ek is besig om vir my ma stemboodskap te maak, terwyl ek die stemboodskap maak, daar hardloop die katrol, en toe vang ek een pragtige groot vis. Nou terwyl ek nou so beweeg, vra ek my, ek sê Here, wys my waar ek heen moet gaan, ag Here, ek wil so graag 'n vis vang, ek wil ook iets mooi huis toe bring, maar van al die kere wat ek gaan, ek het in die winter nie so gereeld gegaan nie, tydens die lockdown dinge, maar ek vang nie gereeld iets wat jy kan sê regtig 'n mooi vis is nie. En daar breek alle chaos uit. Binne 'n uur en 'n half vang ek 3 baie groot granters. Ek dink daai een is seker my grootste ene. En ek vang die laaste een net voor die son ondergaan. En ek is verstelp, kom terug, en toe ek daar by die motor kom en die bootjie laai en alles, begin ek dink, kom dit by my? Okay, ek het nou iets vergeet. Vroeër die dag sien ek 'n jong man ook op 'n kanoe, maar het sy klein seentjie, baie klein seentjie, ek weet nie of die kind 3 of 4 is nie, baie klein,
miskien nie is 3 of jonger, baie klein seentjie, met sy ou baie life jacket aan. Die pa vang vis, die seentjie sit voor op die boot, en ek sê, Here, kyk waar, my kinders is weg, ek en hulle kon ook nou vis gevang het, waar is hulle? Ek weet nie eens waar hulle is nie, ek weet nie so lyk hulle nie. Dit is nou wat ek nou verwys, die 25 September, die slegte dag van die tydperk. En toe tref het my, toe ek later bietjie daaraan dink, kom het by my, maar dis 25 September. En toe ek nou kyk, ek analyseer partykeer goed, want ek het al agtergekom, die Here werk partykeer tot die sekond. Ek het 'n bewys van dit op 'n video van iets wat 17 maande uitmekaar gebeur het tot die sekond. Die dag was self die datum was selfs die 18de, alles was 18 gebeur het in Januarie 2020 gebeur dieselfde ding, alles tot die sekond is 18. So ek weet die Here sit 'n timestamp op 'n ding. En agterna tref het my, dis 25 September, presies 7 jaar gelede. Dis die einde van 'n 7 jaar tydperk, en ek gaan kyk na die tyd wat ek daai eerste vis gevang het, was dieselfde uur wat ek 7 jaar gelede daai dagvaarding ontvang het, waar my hele wêreld uitmekaar geval het. Die Here kom na 7 jaar, hy kom gee vir my 3 visse, een vir my, een vir Lisa, een vir Marcus. Hoekom ek weet, dit is verwant aan dit, behalwe dat dit gebeur het. Vanoggend het ek 'n droom. Die Here maak my wakker met 'n droom, en dat ek en die kinders is by mekaar, en in die droom gebeur iets wat ek doen, wat ek weet nie van dit nie, en ek kom in die droom by dit, en ek sien Marcus het presies dieselfde, en ek sê vir hom, "Haai, kyk hoe is ons in die eenheid." So ek weet, die Here antwoord gebede, partykeer moet daar tyd verloop, en gister was vir my 'n groot seën gewees, nog nooit in my lewe het ek eers, een keer het ek al een so groot granter gevang, maar nog nooit meer as 1 of sommer 3 nie, en die Here gee vir my 3 visse, op die dag wat my normaalweg ek as 'n slegte dag sou reken, as ek terugdink aan daai dinge. En prys die Here, hy kom vernuwe die verstand en die gemoed. Ek het nie eens gedurende die hele dag, ek het nie eens een keer gedink, ek het nie eens onthou, dit is 25 September nie. En aan die einde van die dag, en dit was ook vir my les, dat mens moet wag op die Here, en jy moet aanhou probeer. Ek het ver geroei, ek het meer as 10 kilometer geroei, ek was later moeg, my rug is seer, ek is 12 ure het ek op daai kajak gesit, 6 uur die oggend is ek in die water. Nou goed, daar is 'n tyd wat ek uitgeklim het, wat ek brood gepomp het, vir aas, maar so was dit vir my les, bly wag, die 7 jaar tydperk is verby, 8 is die getal vir nuwe begin, en die Here wys hom met dit begin, met 'n groot blessing van 3 groot visse, en hy gee myself se droom dat ek en die kinders by mekaar is. So ek wil die Here net al die eer gee, en ek wil elkeen wat hierna luister bemoedig, hou aan wag, partykeer moet mens doen ook, partykeer doen jy baie, soos gister, die ou met die boot wat so na my toe aangedryf gekom het, hy sê vir my, hy praat Engels, hy sê, yes, you're fishing hard, want terwyl die 2 stokke in is met brons, met aas, probeer ek met 'n kunsaas, so ek gooi heeltyd in, katrol uit, nou op die kajak, is dit nie soos van die kant af op 'n boot, waar jy nou kan staan en die stok afhou nie, jy moet jou arms oplig, en die stok heeltyd so werk, so hierdie spiere en gewrigte en alles, is lekker styf na ruk, so ja, dit is iets baie goed wat nou gebeur het, en ek weet die kinders, ek gaan hulle weer sien, die Here het beloof, die kinders sal terugkom in die land van die vyand, maar op die dag wat tradisioneel vir my 'n slegte dag is, 7 jaar, op die dag na die tyd, onthou ek dit nie, Here seën my, gee vir my 3 visse, maar die eerste vis vang ek in dieselfde uur, wat ek daai dagvaarding gekry het. Die wonderlike ding is, van hoe die Here werk en die Heilige Gees werk, daai nag voor dit gebeur het, 1:30 die oggend het my ma 'n droom gehad oor dit, en ek gaan nie die details vertel nie, maar in die droom, dit dui daarop dat ek in 'n geweldige geveg is, maar ek ween ook ongelooflik, 4 uur daai middag bel ek my ma, sy sê toe sy my hoor, toe is dit dieselfde as in die droom, die Here waarsku voor die tyd, maar ja, ek wil jy bemoedig, hang aan, wag op die Here, moenie self nie, as jy self, dan vang jy stupid goed aan, en dan kan jy, al is jy suksesvol, dan kan jy nie sê, dit was die Here nie, maar soos gister, heel dag vang ek niks, op en af en na die rivier,
honderde gooie gemaak, lamarms, lam alles. Al die ander bote vang, al wat ek sê, asseblief Here, ek wil asseblief 'n vis vang. En toe die ander bote weg is, en die wind kom op, die water is rof. Jy kan sê, ek val amper van die kajak af, nie heeltemal nie, maar amper, partykeer spat die water oor die kajak. Gee die Here vir my 'n geskenk. Ek eer sy naam, ek is nou nog so bly, en ek het hom hartlik lief, en byt net vas, wag op die Here, doen wat die Here sê jy moet doen, maar wag op die Here, as die Here saak oplos, of die onmoontlike gebeur, soos vir my om 3 visse te vang, eerste keer in 20 jaar, wat ek daar hengel, dan weet jy mos, dis 'n geskenk, dis nou nie omdat ek nou so goed was of iets nie, halleluja, Here kry al die eer.